Welkom by New Life. Hier is 'n bietjie van hoe ons dink oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en tradisionele kerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi vanuit die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. Geniet die diens saam met ons. Goeiemôre en baie welkom by 'n bietjie van 'n ander diens. Ons is op die oomblik, soos julle besig is om te kyk by Sterkie in die Kortgrove Mall, besig om ons At the Movies Christmas diens te hê. So as jy nou ongelukkig nie daar kan wees nie, gelukkig is daar 'n diens spesiaal net vir jou. So dit is bietjie meer Kersfees, al is dit nog 'n tydjie tot Kersfees, maar sit terug en geniet saam met ons die diens. Baie belangrik. Die 24ste November het ons twee belangrike dienste. Die eerste een is waar ons volgende liedjie heilig vrystel en bekendstel. Daar's 'n baba wat ingeseën word en daar is ook nuwe lidmate wat verwelkom word in die gemeente. Sê asseblief as moontlik kom maak 'n draai by ons 9:30 by Windhoek Gimnasium. Die 24ste dan die aand 6:30 het ons Carols by Candlelight ook in Windhoek Gimnasium se skoolsaal. Ons doen dit bietjie anderster. Daar sal 'n paar stalletjies wees. 'n Lekker gevoel wees so voor ons in die vakansietydperk ingaan, waar ons net kan kom en sê, daar is 'n seun gebore en hy het vir ons sondes gesterf. Maar geniet die diens saam met ons verder en ons hoop julle het 'n geseënde tyd. Long before the church had pulpits and play spaces, she had dinner tables and kitchens. Every meal mattered, and Jesus pointed the way. Everyone was welcome when Jesus sat at a table, from VIPs to traders, from religious leaders to shame-filled sinners, from those in the margins to those at the top. He ate with them all, and every meal became a peek into his new ways of living and new ways of loving. After all, why did Jesus come? He came to serve, to give his life, and to seek and save the lost. And how did he come? He came eating and drinking. What we learn at the table with Jesus is what we need for our tables today. Nie een van ons hou daarvan om te wag nie. Wag is een van die dinge in die lewe wat ons graag nie wil doen nie. Veral met Kersfees. Ek onthou as kinders het ons altyd gewag het tot na die Kersdiens om ons geskenke oop te maak. En dit was 'n frustrerende wag net. Want die predikant het altyd lank gepraat en die mense het lank gesing en ons fokus was nie gewees op die diens nie. Ons wou by die huis kom sodat ons geskenke kon oopmaak. Dit was nie lekker gewees om te wag nie. So nie een van ons hou daarvan om te wag nie. Die Kersstorie, die storie van Jesus se geboorte, begin met herders wat gewag het. En uit hulle wag daai aand en die manier van hoe hulle gewag het, leer ons 'n paar belangrike lesse hierdie Kersfees van wat wag in ons harte doen en die belangrikheid daarvan om te wag. Dat die Bybel praat oor hierdie bekende storie van die skaapwagters wat gewag het en hulle skape opgepas het in die evangelie van Lukas 2, hier vanaf vers 8, so 'n paar verse oor hulle storie, sê die Bybel die volgende: daardie nag was daar skaapwagters wat in die veld buite die dorpie hulle skape opgepas het. Skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn en die glans van die Here het om hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engel het vir hulle gesê: moenie bang wees nie. Hy het gesê: ek bring vir julle goeie nuus van groot blydskap wat vir almal inhou. Ja, die verlosser, die Messias is vir julle gebore. Hierdie storie van hierdie herders is eintlik 'n ongelooflike mooi storie nie. En die Kersstorie begin half momentum kry by hierdie gedagte, by hierdie storie, by hierdie oomblik van hierdie skaapwagters wat besig is om 'n skaap op te pas. En in die volgende oomblik breek die hemele oop en hulle word geopenbaar hierdie boodskap van die Messias, van die koning wat gebore word. So die skaapwagters is gewone mense, besig om hulle skape op te pas, wag vir die nag om te breek, besig om te wag en te kyk dat die ondiere nie die skape steel nie. Hulle is besig om te wag. En in daai wag, daai aand, is daar 3 lesse, 3 uitnodigings wat belangrik is om te onthou in die Kersstorie. En die eerste uitnodiging is hierdie gedagte dat hierdie skaapwagters wag as gewone mense daarso, besig om gewone goeders te doen. Die Bybel sê daardie nag was die skaapwagters wat in die veld buite kan die dorpie was, besig om skape op te pas. Die skaapwagters is besig om iets gewoons te doen.
om skape op te pas. In daardie tyd in die Bybel en die geskiedenis en die kultuur van daai tyd was dit 'n absolute gewone ding om skape op te pas nie. Dit was belangrik geweest om skape op te pas nie. Want anders sou die skape gesteel geword het of die ondiere sou hulle gevang het, maar wat hier gebeur is gewone mense wat besig is om te wag. Die wonderlike ding van Jesus se geboorte is 'n uitnodiging en 'n gedagte dat die Here baie keer na ons lewens toe kom in die gewone oomblikke van hierdie lewe. In die grootmaak van my kinders, in my huwelik en by my werk. Wanneer ek besig is om die gewone goeders te doen van hierdie lewe, van waar die Here homself aan ons openbaar. En dis wanneer die Here hom in die gewone oomblikke van hierdie lewe aan ons openbaar, waar dit belangrik is dat ek en jy getrou sal wees in die gewone goed van hierdie lewe. Ons almal hou nie van die gewone goed van die lewe nie. Partykeer raak dit half so die gewoonte. Dit begin half net iets wees wat ons doen. Maar ek wil vir jou vanoggend herinner dat die Here ons ontmoet in die plek waar ons is net. So miskien vind jy jouself vandag in jou huwelik en jy sê, maar my huwelik is maar net gewoon, daar's niks regtig wat gebeur nie, ons het net 'n klomp uitdagings in elk geval en die kinders is daar, die werk is daar, die Here sê vir jou en vir wanneer ek en jy getrou is, deur te doen wat hy vir ons gesê het om te doen, sal ons hom beleef, sal ons hom sien en sal ons hom ervaar. Die Here nooi ons uit om getrou te wees in die gewone goed van hierdie lewe. En in die getrouheid van die gewone goed van hierdie lewe openbaar hy homself aan ons. En dit is die storie van die skaapwagters. Besig om skape op te pas. Die gewone goed van die lewe te doen. En in daai gewone oomblik, in die getrouheid van dit, sien en beleef hulle God en kry hulle die ongelooflike boodskap. So die eerste uitnodiging uit die storie van hierdie skaapwagters is dat die Here nooi ons uit om getrou te wees in die gewone goed van hierdie lewe. En wanneer ek en jy getrou is in die gewone goed van hierdie lewe, sal ons hom sien, sal ons hom beleef en sal ons hom ervaar op 'n bo-natuurlike wyse. Die tweede uitnodiging uit die storie uit sien ons dat hulle wag en uit hierdie wag, nadat hulle hierdie boodskap kry oor die seun wat gebore word, die boodskap kry van hierdie engele, is daar 'n aksie. Iets gebeur, daar's 'n reaksie op hierdie boodskap en die Bybel sê die volgende in Lukas 2 vers 15. Toe die engele teruggegaan het na die hemel, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan Bethlehem toe om te sien wat 'n wonderlike ding gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Daar's hierdie respons in hulle harte. En die respons in hulle harte is 'n respons om gehoorsaam te wees net. So hulle kry die boodskap van die engele, wat hulle sê daar's 'n Messias, die koning word gebore. En die skaapwagters kon baie maklik net in daai oomblik net hierdie ongelooflike belewenis gehad het, hierdie boodskap gehoor het en dan net aangegaan het met hulle lewens. Maar iets gebeur in hulle harte. Hulle hoor nie net nie, hulle doen ook. En ons sien dat hulle gaan na Bethlehem toe. Hulle gaan soek hierdie seun wat gebore word het. Daar's 'n gehoorsaamheid aan hulle harte. Ek en jy in ons reis, in die manier van hoe ons God volg, moet hom volg met gehoorsaamheid net. Dis een van die moeilike goed van die lewe, is dit nie so nie? Want ons wil gehoorsaam wees in baie goeders in hierdie lewe. En kom ons wees eerlik, daar's baie goed in hierdie lewe wat ons baas wil wees. Daar's baie stemme wat ons wil rig in sekere rigtings. Die Kersstorie en die storie van Jesus en die uitnodiging van hierdie skaapwagter sê vir jou en vir my dat ek en jy gehoorsaam moet wees aan sy woord. En die belangrikheid van sy woord net. En baie keer hoor ons die woord en beleef ons die woord. Maar daar is die verandering in ons lewens nie, want ons is nie gehoorsaam nie. En hierdie skaapwagters het hierdie ongelooflike belewenis gehad het. Ek en jy het ongelooflike belewennisse, ongelooflike boodskappe wat die Here vir ons gee elke dag weekliks. Gee die Here dit vir ons net. Maar hier is baie keer die hartseer ding daarvan. Dat dit beweeg ons nie. Ons is nie gehoorsaam nie. Ons hoor, ons sien, ons beleef, maar ons verander nie. Watter goed is daar in jou lewe in hierdie Kersseisoen, terwyl ons hierdie Kerstyd nader, wat jy moet verander? Wat is die goed wat die Here met jou gesels, waarin jy gehoorsaam moet wees aan jou lewe? Miskien is dit die deel van jou finansies. Miskien is dit goed in jou huwelik, miskien is dit goeders met jou kinders, hoe jy hulle groot maak. Miskien is dit 'n sonde wat jy in jou lewe het net. En die Here kom en hy sê, ek openbaar myself, soos hy homself openbaar het aan die wagters daai aand. En dan moet ek en jy gehoorsaam wees aan die openbaring van die Here.
as ons nie gehoorsaam is in die openbaring van die Here nie, hoe verander ons dit? En dan die laaste gedagte uit hierdie storie uit net, is dat hulle gaan Bethlehem toe. En dan is hulle net stille getuies nie. Hulle vertel die storie. Ons sien in Lukas 2 vers 17 tot 18, waar die Bybel die volgende sê, toe hulle hom sien, hulle is die veewagters, die skaapwagters, en hom is Jesus, toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Die Kersstorie is 'n mooi storie. Die geboorte van Jesus. Die storie van Jesus bly nie net by die geboorte storie nie. Daar's 'n proses, daar's 'n groot word, daar's 'n kruis ook, daar's 'n sterf aan die kruis, daar's 'n opstanding waar hy die dood oorwin het. En as volgelinge van Jesus, glo ek in hierdie Kersseisoen wat ons nader, het ek en jy 'n verantwoordelikheid om sy storie te vertel. Ons verantwoordelikheid is baie groter net as om Kersfeesbome op te maak en Kersfeesliedjies te sing en geskenke te koop net. Ons verantwoordelikheid is om hierdie wêreld te vertel dat Immanuel, God met ons, God saam met ons, na die wêreld toe gekom het, omdat hy ons lief het, omdat hy plan vir ons lewens het net. Dit moet ons vat om die storie te vertel net. Mag ek en jy die storie van Jesus vertel. Mag ons dit verkondig, van die Bybel sê, toe hulle hom sien, en ek myself indink in daai oomblik, dink jy nie self in daai oomblik in, hierdie skaapwagters, hierdie gewone ouens, wat hulle skape opgepas het, stap in hierdie plek in, hierdie stal in, en toe sien hulle hom, en wie sien hulle? Hulle sien vir Jesus, koning van die konings, en die Here van die Here, en iets moes in hulle harte gebeur het, want dit bly net by sien nie, hulle gaan vertel, en die Bybel sê, toe die mense hierdie storie hoor, oor wat die skaapwagters vertel, toe staan hulle verwonder daaroor. Die storie van Jesus is 'n storie van verwondering, is 'n storie van verandering, is 'n storie wat hierdie wêreld verander, en die Here verander hierdie wêreld, deur my, en deur jou. So mag die Kersstorie en die veewagterstorie se gewag ons herinner dat daar normale goeders is in hierdie lewe. Wanneer ek en jy getrou is, die normale goed van hierdie lewe, die gewone goed van hierdie lewe, openbaar die Here hom aan ons. Ek kan ons hom beleef en kan ons hom sien. En dan moet daar gehoorsaamheid saam met dit wees net. Want dit is een ding om hom net te beleef, maar dan moet gehoorsaamheid wees. En uit daai gehoorsaamheid sien ons hom, en wanneer ons hom sien, gaan dit verder net as sien. Dit gaan oor vertel, oor die wonderlikste storie wat daar is om te vertel. Jesus is gebore. Immanuel, God met ons. So die veewagters, en hulle wag, leer vir ons 'n paar lesse. Geef vir ons 'n paar uitnodigings. En dis my gebed vir jou vanoggend in hierdie diens. Dat jy daai lesse en daai uitnodigings sal omhels. Dat jy sal groei, dat jy hom sal beleef. Kom ons bid saam. Here, die storie van die veewagters is 'n storie van normale mense wat besig was met normale goeders. Maar in daai oomblik van die gewone wat U self aan hulle openbaar het. En dis my gebed vanoggend vir ons, dat in die gewone goed van hierdie lewe, dat U self aan ons openbaar, dat ons sal hoor wanneer U self aan ons openbaar, en dan, Here, wanneer U self aan ons openbaar, dat ons gehoorsaam sal wees, om te reageer op U woord. En dan, Here, wanneer ons reageer op U woord, en ons U sien, dat ons ook sal vertel. Want die storie van Jesus word nie net gesien nie, dit word ook vertel. Help ons om daai storie te vertel in hierdie seisoen. Ek bid vir elkeen wat vanoggend na hierdie program luister en kyk, dat in hierdie oomblik, Here, ons nader aan U sal beweeg. As uitdagings is in ons lewens, as daar goeders is wat ons moet verander, dat in hierdie oomblik deur U Heilige Gees daai verandering sal plaasvind. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam van Jesus. Amen.
You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness